Ons lees die 53ste keer uit die boek Openbaring en ons lees 'n laaste keer Openbaring hoofstuk 12. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep, en hulle het op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onsse God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word. 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Ons het reeds na die vrou gekyk wat met die son bekleed is, en ons het ook stilgestaan by die kind wat gebore is, en natuurlik het ons ook gekyk na die draak, die groot vuurrooi draak waarvan ons gelees het in hierdie hoofstuk. Ons kyk nou in die laaste plek na 'n generaal en sy leer. Openbaring 12 vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Die duiwel is nie op dieselfde vlak as Jesus Christus nie. Sommige sektariese kultusse soos die Jehova Getuies beweer dat Jesus eintlik 'n geskape wese is, dat hy soos een van die aardsengele is. Sommige mormone beweer dat Jesus en die duiwel eintlik broers is. Hierdie is alles verregaande onsin wat nie uit die woord van God ondersteun word nie. Alhoewel die duiwel deur Christus aan die kruis oorwin is, Hebreërs 2 vers 24, of eintlik vers 14, moet ons nie onder die indruk verkeer dat die duiwel in mag of krag ooit gelyk aan Jesus Christus is nie. In menslike terme wil ek eintlik sê dat die duiwel van die begin geen kompetisie vir Jesus is nie. Die duiwel weet ook dat hy God nie die stryd kan aansê nie. Daar is egter 'n hemelse generaal wat die duiwel kort die stryd probeer aansê. Ons lees van 'n woordestryd
wat Michael, die aartsengel, met die duiwel gehaat het oor die liggaam van Moses, Judas vers 9. Die duiwel het natuurlik ook Jesus probeer versoek in die woestyn, maar dit is waar dit gebly het in opsigte van kragte meet, Lukas 4 vers 2. Met Michael is dit egter nie die geval nie. In Daniël 10 vers 13 lees ons van die bystand wat Michael aan die boodskapper uit die hemel, my insiens Gabriël, as ons na Daniël 9 vers 21 kyk, moes in ondersteuning optree teen 'n demoon. Die boodskapper uit die hemel se getuienis van Michael is dat hy 'n dapper held is, Daniël 10 vers 21. Uiteindelik in die slotwoorde van die boodskapper lees ons, Daniël 12 vers 1, en in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Watter tyd van benoudheid is dit? Dit is die groot verdrukking, soos Jesus die tyd identifiseer, Matteus 24 vers 21. Jesus bevestig dat dit 'n tyd sal wees soos daar van die begin van die wêreld nie gewees het nie, en ook nooit weer sal wees nie. 'n tyd wat die boodskapper uit die hemel 'n tyd van groot swaarigheid noem, Daniël 10 vers 1. Aan Daniël is bloot geopenbaar dat Michael sal optree. Wat beteken dit? Daniël wou ook graag meer weet in Daniël 12 vers 9 en 10. Verskoon tog Daniël 12 vers 8 en 9. Dit is egter eers aan Johannes geopenbaar dat Michael, die leers van die hemel, in oorlog teen die duiwel sal lei. Hierdie optree, soos Daniël dit dan gehoor het, beteken dan om oorlog te maak. Waaroor handel hierdie oorlog? Dit blyk uit Openbaring 12 en Daniël 12 vers 1, dat dit handel oor die behoud van die volk Israel. Dit wil voorkom of die duiwel nog pogings aangewend het om Israel voor God aan te kla, Openbaring 12 vers 10, en dat God besluit het, genoeg is genoeg. Hierop het Michael die duiwel deur 'n hemelse oorlog uit die hemel uitgegooi, vers 8 van Openbaring 12. Ja, die duiwel het nog altyd toegang gehad tot die hemel, soos in die dae van Job, maar nou is hy finaal die hemel ontsê. Die oorwinning van hierdie oorlog bring 'n proklamasie na vore. Dit is 'n vooruitskouing dat Jesus met sy wederkoms as koning van die koning sal terugkeer wanneer ons lees. Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor onsse God dag en nag. Openbaring 12 vers 10. Ons lees die 54ste keer uit die boek Openbaring en ons lees die laaste vers van hoofstuk 12 en dan ook Openbaring hoofstuk 13. En ek het op die sand van die see gestaan en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid en die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee
om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Ons lees net tot hier uit die woord van die Here. Sou ons 'n hoofstuk soos hierdie in die boek Openbaring lees, dan moet ons begin deur te sê, ons is nie in die hande van die nuwe wêreldorde of oorgelewer aan die Illuminati nie. Daar is geen wêreldmag of krag wat heerskappy oor ons voer, wat God nie aan hulle gegee het nie. Selfs die duiwel, wat die owerste van hierdie wêreld genoem word, is dit net omdat God dit toelaat, Johannes 16 vers 11 en Efesiërs 2 vers 2. Die wêreld is in die mag van die bose, maar net omdat God dit in sy ewige raad so bepaal het, 1 Johannes 5 vers 19. God het dit gegee, en hy sal dit ook wegneem soos en wanneer hy wil. So leer ons ook dat enige wêreldpolitieke leier se hart in die hande van God is, en hy stuur dit na sy wil en welbehae om sy groter doel te bereik. Spreuke 21 vers 1. Dit is 'n waarheid wat ons moet aanvaar, dat enige regering of president deur God aangestel is. Ons moet nie dink, demokrasie sit die mens in beheer nie. Daniël 2 vers 21. So sal daar 'n wêreldleier aan die einde van die dae sy verskyning maak, wat die Antichrist genoem word, 1 Johannes 2 vers 18. Hy sal die laaste koning van die menslike regerings op aarde wees, Daniël 8 vers 23. Hy is die klein horingkie wat op die kop van die draak uitgroei, Daniël 7 vers 8. Die vierde dier, soos 'n draak, wat ons in die boek Daniël aantref, is 'n verwysing na die Romeinse ryk, terwyl die 4 rooi drake in Openbaring 12 en 13 na die duiwel verwys. Die monsteragtige dier van Daniël is egter ook sigbaar in Openbaring 13, aangesien die dier wat uit die see kom, 'n beskrywing van al 4 diere, insluitende die draak van Daniël 7 is. Hierdie wêreldleier word as volg in die Bybel beskryf. Die saad van die slang, Genesis 3 vers 15, die klein horingkie, Daniël 7 vers 8, die harde koning, Daniël 8 vers 23, die verwoester, Daniël 9 vers 27, die eiewillige koning, Daniël 11 vers 36, 'n ander een, Johannes 5 vers 43, die mens van sonde, 2 Tessalonisense 2 vers 3, die seun van die verderf, ook 2 Tessalonisense 2 vers 3, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, 2 Tessalonisense 2 vers 4, die ongeregtige, 2 Tessalonisense 2 vers 8, die ruiter op die wit perd met 'n boog sonder pyle, Openbaring 6 vers 2, die dier wat uit die see kom, Openbaring 13 vers 1, uiteindelik die Antichrist, 1 Johannes 2 vers 18. Die Antichrist en Jesus word lynreg teenoor mekaar gestel in die Bybel. Jesus kom van bo, Johannes 3 vers 31. Die Antichrist kom uit die afgrond, Openbaring 11 vers 7. Jesus kom in die Vader se naam, Johannes 5 vers 43. Die Antichrist kom in sy eie naam, Johannes 5 vers 43. Jesus het homself verneder, Filippense 2 vers 8. Die Antichrist sal homself verhoog, 2 Tessalonisense 2 vers 4. Jesus het gekom om te red, Lukas 19 vers 10. Die Antichrist kom om te vernietig, Daniël 8 vers 25. Jesus is verwerp deur sy eie mense, Johannes 1 vers 11. Die Antichrist sal aanbid word, Openbaring 13 vers 8. Jesus sal uiteindelik verhoog word, Openbaring 5 vers 13. Die Antichrist sal in die hel gewerp word, Openbaring 20 vers 10. Jesus is die waarheid, Johannes 14 vers 6. Die Antichrist is die leuen, 2 Tessalonisense 2 vers 11. Ons lees die eerste keer van die koms van die Antichrist in die sogenoemde moederbelofte van Genesis 3 vers 15.
In hierdie belofte vind ons die profesie van Jesus wat uit die saad van die vrou gebore sou word. Galasiërs 3 vers 16. Ons vind ook die profesie van die antichrist wat uit die saad van die slang, die Satan, sou voorkom. 2 Tessalonisense 2 vers 9. Die woord saad staan in die enkelvoud en verwys daarom na enkele persone. Die vrou se saad is Jesus. Dit is wat Galasiërs 3 vers 16 ons leer. En die slang se saad is die antichrist. Soos Maria bevrug was deur die Heilige Gees in Lukas 1 vers 35, so verstaan ons dat die antichrist 'n soort inkarnasie van die Satan sal wees. Maar ons sal volgende keer voortgaan deur die inhoud van hoofstuk 13 te bestudeer. Ons doen die 55ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees hierdie keer net die eerste 2 verse van Openbaring hoofstuk 13. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Kom ons kyk in die eerste plek na die dier se afkoms, vers 1. Van waar af kom hierdie dier? Ons is nie presies seker wanneer die antichrist sal kom nie. Dit beteken nie dat ons in totale duisternis is rondom die saak nie. Johannes het op die seestrand van die eiland Patmos gestaan en uit die see 'n dier sien opkom. Wanneer die Bybel na die see verwys, dan is dit meer kere as nie die Mediterrane See. Dit is 'n beeld van die antichrist se afkoms. Nie dat hy sy verskyning uit die water maak, maar dat hy vanuit die nasies rondom die Mediterrane See kom. Ons weet dit en wel om 2 redes. Eerstens, Openbaring 17 vers 15 verduidelik dat die see nie die water van die Mediterrane See is nie, maar dit is die nasies en volke wat daar rondom woon. Dit is Openbaring 17 vers 15. U sien, die ou Romeinse ryk was rondom die Mediterrane See. Tweedens, kan dit gesien word in die voorkoms van die dier. Die dier lyk net soos die wêreldryke wat Daniël beskryf het in Daniël 7. Dit verwys weer eens op 'n dier wat uit die ou Romeinse ryk sal opstaan. Dit kan ons ten minste met sekerheid sê. Die antichrist sal nie uit die VSA of enige ander land kom behalwe uit die lande wat binne die grense van die ou Romeinse ryk val. Verdere spekulasie word natuurlik gemaak rondom sy afkoms en dit is dat hy van Joodse afkoms behoort te wees in orde vir die Jode om hom te aanvaar as hulle Messias. Dit mag so wees. Ons weet egter dat as hulle 'n fout kon maak met Jesus wat selfs uit die direkte geslagslyn van Dawid kom, dan kan hulle sekerlik hulle hier ook misgaan. Verder reken mense dat hy miskien uit Sirië sal kom, aangesien die koning van die noorde van Daniël 8 die koninklike lyn van die antichrist sal wees. Min sekerheid heers egter oor hierdie gegevens. Maar kom ons kyk na die dier se voorkoms. Dit is vers 1 en vers 2. Dit is moontlik om die dier wat uit die see opkom se voorkoms te verklaar, of kom ons sê eerder, dit is nie moontlik om dit te verklaar sonder 'n studie van die boek Daniël nie. Daniël het 5 wêreldryke oor die aarde sien kom. Hier vind ons dan 4 van menslike konings en 1 hemelse koning in Daniël 7. Die eerste dier het soos 'n leeu gelyk en is simbolies van die Babyloniese ryk. Die tweede dier was soos 'n beer wat op die Mede-Persiese ryk wys. Die derde dier was soos 'n luiperd wat die Griekse ryk voorstel en die laaste dier die Romeinse ryk soos 'n draak. Hierdie wêreldryke het ook oor Israel en hulle grondgebied heerskappy gehad. Al 4 hierdie diere kom voor in Openbaring 3 vers 2. Dit bevestig dat die antichrist ook Israel in sy vizier gaan kry. Dit bevestig verder dat Johannes nou sien wanneer gespreek is deur die profeet Daniël, waarvan hy gespreek het. Onthou aan Daniël is spesifiek getoon wat betrekking sal hê op sy volk Israel.
Daniël 10 vers 14. Jy sien, Daniël het gesien dat uit die bene van yster, 'n beskrywing van die Romeinse ryk, daarom dat die draak ook ystertande het, voete en tone sal kom van yster en van klei. Dit is Daniël 2. Dit verwys op die herleefde Romeinse ryk. Nou, wanneer Johannes hierdie dier sien hy juis hierdie herleefde Romeinse ryk en die wêreldleier wat uit hierdie ryk na vore kom. Om die dier se voorkoms verder te verstaan, moet dit verstaan word teen die verklaring wat Openbaring 17 vir ons gee. Die 7 koppe van die dier is 7 berge. Dit sê Openbaring 17 vers 9. Dit is algemene kennis dat Rome gebou is op 7 berge of heuwels. Ek kan dit vir u noem, maar die Latyn gaan my tong laat knoop. Die 10 horings is 10 konings, daarom dat die 10 horings ook 10 krone het, Openbaring 17 vers 12. Dit is weer eens duidelik dat die Romeinse ryk oor die wêreld sal heers met 10 magsblokke oor die wêreld. Hierdie 10 streke sal hulle mag oorgee aan die Antichrist om te regeer, Openbaring 17 vers 13. Dit moet nie uit die oog verloor word dat die dier steeds na die Antichrist verwys nie. Alhoewel die simboliek wys op sy regering en heerskappy, sal die dier steeds 'n mens wees. Dit dien ook gemeld te word dat hierdie dier 'n mond van godslastering het. Met sy mond sal hy groot woorde en godslastering uitspreek, vers 5. Vers 6 verwys na 'n viervoudige laster. Teen eerstens God, teen sy naam tweedens, teen sy tabernakel derdens wat verwys na sy woord en teen sy engele, die wat in die hemel woon. Dit is weer eens merkwaardig om te sien dat daar 3 maal in Daniël 7 verwys word na die mond van die Antichrist en na sy godslastering, Daniël 7 vers 8, vers 11 en vers 25, weer eens hierdie mond van godslastering, wat ons nou ook aantref in Openbaring 13. Hy is die horing wat uit die 4de dier na vore kom. Daniël het nie eens woorde om te vertel watter dinge die Antichrist sal spreek nie. Hy sê bloot dat hy wonderbaarlike dinge kwyt sal raak, Daniël 11 vers 36. Dit verwys na die feit dat hy groot planne sal hê om die wêreld soos ons dit nou ken te verander in totaliteit, Daniël 7 vers 25. Die grootste wonder wat hy sal kwytraak is dat hy homself as God sal proklameer, Daniël 11 vers 36 en 2 Tessalonisense 2 vers 4. Ons sal môre kyk na die dier se merkwaardige genesing. Ons doen die 56ste voorlesing in die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 13. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, en wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Ons lees net tot hierdie 8ste vers. Vers 3, vers 12 en vers 14 verwys na hierdie dier se merkwaardige genesing. Daar is 'n misterie rondom die Antichrist. Dit blyk dat daar een of ander sluipmoord op die Antichrist sal wees, waarvan hy merkwaardig sal herstel.
Vers 14 noem dit 'n swaardwond wat hy sal ontvang. Dit is daarom nie 'n siekte of 'n motorongeluk of enige iets anders nie. Dit is 'n noodlottige sluipmoordpoging wat op hom sal wees. Want die teks leer dat hy lewendig sal word. Dit impliseer tog dat hy dood moes wees. Vers 12 noem dit spesifiek 'n dodelike wond. Dit mag juis wees in die middel van die verdrukking dat sommige se oë sal oopgaan en daarom probeer om hom om die lewe te bring. Dit is natuurlik glad nie vreemd dat prominente leiers vermoor word nie. Die Eerste Wêreldoorlog het uitgebreek as gevolg van 'n sluipmoord op die kroonprins van Oostenryk, Frans Ferdinand, op 28 Junie 1914. Dr. Hendrik Verwoerd is in die parlement vermoor. John F. Kennedy, die Amerikaanse president, is vermoor in sy voertuig. Daar was talle pogings ook op Adolf Hitler se lewe en ons het net onlangs gesien dat daar 'n sluipmoordpoging op die voormalige president van Amerika, Donald Trump, gedoen is. En nee, Donald Trump kan nie die dier wees nie, want die Bybel sê vir ons die wond sal noodlottig wees, hy sal dood wees en van 'n dodelike wond gesond word. Iemand se oor wat afgeskiet word is nie 'n dodelike wond nie. Die feit dat die anti-kris lewendig en gesond sal word, het iets te doen met die aanbidding van die anti-kris, want dit blyk of die dier wat uit die aarde opkom, dit gebruik om mense te mobiliseer om die dier te aanbid, vers 14. Dit is waarom die hele wêreld verwonderd agter die dier sal aangaan, vers 6. Kom ons staan net ook vir 'n oomblik stil by die dier se aanbidding, vers 4 en vers 8 leer ons daarvan. Die inwoners van die wêreld sal die draak, die duiwel en die dier, die anti-kris, aanbid. Ons weet dat die Satan nog altyd aanbidding begeer het. Dit was omdat hy hom met God gelyk wou stel, Jesaja 14 vers 14, dat hy van die Godeberg verdryf is, Esegiel 28 vers 16. 'n Mens sal dink, dit is die einde van die saak. Hy gaan egter voort om selfs Jesus te versoek om voor hom neer te buig en hom te aanbid, in ruil vir die koninkryke van die aarde, Lukas 4 vers 7. Uiteindelik sal die Satan openlik in die 7 jaar van groot verdrukking aanbid word. Dit sal wees deur sy diaboliese leier, die anti-kris en die wêreld of in die beeld wat opgerig sal word. Ons weet dat selfs in die tuin van Eden, die duiwel die mens die geleentheid aangebied het om soos God te wees. En uiteindelik het hy nie die mens aangebied om soos God te wees nie, maar eintlik soos hy self, want hy wou God wees. Aanbidding kom net God toe, Eksodus 20. Die eerste gebod van God is dat daar net een God is, en saam met die tweede gebod mag geen ander aanbid word nie. Daarom dat die anti-kris alles wat heilig is sal ontheilig, dat hy sal laster teen God en teen sy tabernakel. Hy sal homself verhef bo God. Hy word deur die duiwel geïnspireer om homself God te maak. Daniël 11 vers 36 en 2 Tessalonisense 2 vers 4. Jy sien, dit is juis die duiwel wat deur hierdie man sal werk. Satanisme sal daarom uiteindelik die wêreldgodsdiens wees in die 7 jaar voor Jesus se wederkoms.